Goeiedag luisteraars. My naam is Boxer Kotse hier van Vredenburg in die Weskus. Ons het vandag die 9de gedeelte van my getuienis. So die Here my gelei het op die pelgrimstog tot vandag toe. En 'n baie belangrike ding wat ek wil aansny vandag, wat ek reeds genoem het in die vorige episodes, maar omdat het so belangrik is, dat 'n mens dit weet, om net dit vir u deur te gee. Nou ons kan 'n veilige manier is altyd om volgens die woord. Jy moet die woord vergelyk, dan kom nie vreemde goed in wat jy dink of wat jy nou reken wat 'n mens nou daar kan byvoeg nie. Maar min of meer die woord moet mekaar vergelyk, die Ou en die Nuwe Testament, om dan op 'n slotsom uit te kom op die eind van die dag. So, ons het gepraat van baie dinge, maar onder andere die hartsreiniging, die volheidslewe, en hierdie tipe van goed wat ons moet deelagtig word, omdat dit 'n aanhoudende proses is van verhouding bou met Vader en met Jesus en met die Heilige Gees, omdat verhouding is vir God so belangrik. Dis hoekom toe Adam en Eva ongehoorsaam is, toe word die verhouding verbreek en God soek nog al die pad terug. Al die pad daarna af soek hy verhouding met ons. En dis hoekom hy dan aan die eind van die dag, as daar mense kom in die naamhals en sê, Here, ons het duiwels uitgedryf in die naam en ons het gepredik in die naam, dan sal hy sê, maar ek ken julle nie, hoekom nie? Omdat jy kan dinge doen vir die Here, maar dis nie te sê dat jy verhouding met hom het nie. En dis die belangrikste ding wat daar is. Maar dan is daar 'n manier hoe 'n mens daarby uitkom en bou, en dit is 'n lewenswyse wat 'n mens moet aan gewond raak, die grondwet van die koninkryk van God wat nagevolg moet word en uitgelewe word aan die eind van die dag. Hierdie grondwet is soos in 'n land, as ons is nie nou meer van die wêreld nie. Ons is nou ons het hemelse burgerskap verkry, en nou moet ons leer hoe ons moet optree en reageer in ons hemelse burgerskap. En daarom wil ek dit in die hand van die Ou en Nuwe Testament dan vat en begin by die volk van Israel, Jakob se nakomelinge, wat sy naam was ook Israel gewees, daar in die bondage, in die slawerny wat hulle vasgevang was in Egipte. Nou as ons dit vergelyk met die Nuwe Testament, dan praat hy ons word gebore, soos Dawid gesê het, ongeregtig is ons gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Almal van ons word gebore in die staat. En daarom is daar dan 'n tyd wat moet kom, dat jy uit hierdie slawerny verlos word. Nou hierdie is op die regte tyd het God met Moses gepraat in die brandende bos en gesê, gaan lei my volk uit Egipte uit hulle slawerny uit. Nuwe Testament sê, Jesus het gekom, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat geen een verlore hoef te gaan nie, maar almal gered kan word. Het hy Jesus gestuur as ons middelaar, as ons Messias, om ons uit hierdie te kom uitlei uit hierdie sonde, die sondige toestand wat ons in is. En as ons dan kyk daarna wat hy as voortbou dan daarop en te sê, goed, hoe kom ons daaruit? En dan sien ons aan die hand van Lukas 18 vers 13 hoe die tollenaar wat besef het is 'n groot sondaar, hy kon sy hoof nie eens ophef in die tempel nie, het hy gebid en gesê, Here my God, terwyl hy met sy vuis op sy bors slaan, Here my God, wees my sondaar genadig. En Jesus wat die gelykenis vertel het, sê, en hy het regverdig uitgegaan. Nou dis 'n proses wat elkeen van ons moet doorgaan in een of ander tyd van ons lewe, om op 'n plek te kom dat ons besef ons is verwyder van God, daar is geen verhouding nie, en dat die enigste manier om dit te doen is
om vir God om vergifnis te vra vir die sonde wat jy vanuit jy jou verstand gekry het, gedoen het tot op die stadium dat jy dan om vergifnis vra. Dan sê hy in die woord, as jy jou sonde bely, dan vergewe ek jou van dit alles, ek verwyder dit so ver soos die ooste en die weste, en ek dink nooit daaraan nie. Nou kom jy, en nou jy jou bekeer, en nou gaan ons terug na die Ou Testament toe, en die Here vat ons dan, waar die volk uitgegaan het, tot by die Rooi See. En toe hulle daar kom, toe sit hulle spreekwoordelik, met die vyand van agter, in die see van voor, en hulle weet nie wat nie, en hulle is bevrees, hulle praat met Moses, en Moses roep God aan, en die Here bewerk dit so, en sê vir Moses, steek jou staf uit. Want die put was klaar beplan gewees. God het geweet. Maar al die dinge in die kind van die Here se lewe, soos ook hulle lewe in die Ou Testament, is 'n proses van geloof, wat jy in God moet glo, en dan gehoorsaam wees. En 'n geloofsgehoorsaamheid moet lewe, en 'n volhoubare loyaliteit aan hom openbaar. So nou staan hulle daar en hier's, nou wil die vyand nou kom, en hy wil nou weer die Israeliete in slawerny hou en bring. So wil die duiwel na jy jou bekeer het, nadat jy nou jou sondes bely het, kom hy dan om jou weer te kom gevangen neem, en on the bondage te bring, in slawerny van sonde. Maar soos Moses gedoen het, so kom die Here dan, en hy beveel vir ons aan, bekeer jou, laat jou doop, want jy die gawe van die Gees ontvang. Staan hy dan daar, en hy die volk deur die Rooi See geneem, en hulle gedoop in die Rooi See. So as ons dan kyk geestelik, dan praat hy van, as ons bekeer het, soos hy sê, bekeer jou, laat jou doop, en jy die gawe van die Gees ontvang, dan word jy, kom jy doop dan na vore. Nou, toe hulle deur die Rooi See is, toe kom hulle in die woestyn, en dit is maar dieselfde pad wat ons volg, dit is 'n proses wat die Here moet ons volg in hierdie opleidingsproses, wat, laat ek dit noem, daar stappe is wat jy moet kyk, om dit na te kom, sodat jy weet, dat jy is op die regte pad, aan die een kant, aan die ander kant, ek het begin, toe ek my sonde bely het, as die vrug van die lyde van Jesus, maar nou, moet ek voortgaan om die eindproduk te word, wat God in gedagte gehad het. En dit is op die eind van die dag, die bruid, 2 Korintiërs 11 vers 2, dat hy ons kan voorstel as 'n reine maagd, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar heilige sonder gebrek in liefde. So as dit nou bereik, as ons daarby uitgekom is, ons in die woestyn, gaan ons terug na die Ou Testament toe, en Moses het verspieders uitgestuur en gesê, luister, gaan julle, en dan gaan ondersoek die land Kanaan, sodat julle kan dit kan inneem, want dit is die land wat ek aan Abraham beloof het, en hulle gaan toe terug, en toe kom die 12 verspieders terug, 10 met 'n swak boodskap van sê, dit is goed, en dit is mooi, maar dit is onmoontlik om dit in te neem, as gevolg van die feit dat daar reëse is, wat dit nie sal toelaat nie. Nou, as ons in die Nuwe Testament kyk, dan besef ons, dat as ons nou ons sondes bely het, dan is daar goed in 'n mens se lewe, wat jy nie kan baas raak. Jy kon dit nooit baas geraak het nie, maar die Here wil jou daarin lei. Nou is dit 'n volgende stap van geloof wat dan moet volg. Nou toe die Here vir hulle dan opdrag gee en sê, trek die land in, toe wil hulle dit nie doen nie, en die woord sê vir ons in Hebreërs 3, 4 en 5, onder andere dan, wat God daarvan sê, wat ons dan op 'n latere stadium sal bykom. En dat hulle nooit die land sal in besit kan neem nie, as gevolg van ongeloof. Dit wil sê die grootste sonde, wat gepleeg was, is ongehoorsaamheid, wat Adam en Eva ongehoorsaam was, en toe die sondeval, en toe die verhouding wat verbreek is, tussen God en die mens. En as ons dit dan nou vat, na die Nuwe Testament toe, dan sit ons in daai posisie, dat ons kom nou op 'n punt in ons geestelike lewe, die mens wat wil dieper ingaan, die mens wat 'n verhouding met God wil hê, en 'n dieper verhouding wil hê, en meer geestelik groei, kom jy op 'n plek, dat jy op 'n tweede plek kom dan, of die derde plek dan, die bekering, die doop, en dan nou
'n totale oorgawe aan die hand van die Ou Testament in Genesis 15 van Abraham. Nou God het vir Abraham gesê, hy het hom uitgelei uit Ur van die Galdeërs, so hy was 'n kind van die Here. En later jare toe sê hy, roep hom uit die tent uit en hy uit die tent uit en hy sê vir hom, kyk na die sterre, ek sê jou nageslag so volmaak soos die sterre van die see en die sand van die see, sterre van die hemel en die sand van die see. Toe sê hy, Here, hoe sal ek dit weet? Genesis 15. Toe sê hy, bring vir my 'n offer. Nou as ons kyk na hierdie offer van Abraham, die 5voudige offer van die vers, die bok en die skaapram en die jong duif en die tortelduif, die 5voudige offer, dan besef ons dat sondebelydenis hier nie 'n faktor nie. Jou sonde het jy bely, dit is jou vergewe wat jy gedoen het, maar nou sit jy met die probleem van die sonde wat in jou woon, wat Paulus van skrywe in Romeine 7. En hy sê die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek wil doen, nie doen ek nie. Want ek sien daar is nou 'n ander wet wat in my lede stryd voer. En dit is die wet van die sonde. En dis hoekom, hierdie sonde is die erfsonde wat jy mee gebore word, wat jy het 'n bose hart. Jy word gebore met 'n sondige natuur. En dit is waar hierdie stap bring jou dan na 'n plek wat jy 'n oorgawe maak sodat God die besnydenis kan toepas. Die besnydenis van Christus in Kolossense 2 vers 11 om jou hart te besny met die besnydenis van Christus. En dit is, soos hy dan ook verduidelik in die hand van die Ou Testament, soos hy met Josia hulle gedoen het. Hy het hulle beveel, maak hy volk gereed dat hulle deur die Jordaan kan trek. Hulle was gehoorsaam, en toe die priesters die ark opneem en op hulle skouers sit, en hulle betree die Jordaan wat in daai tyd 'n volle vloed was, toe maak die Here die Jordaan oop soos hy die Rooi See opgemaak het, en hy sê, en hulle stap droogvoets deur. Toe hulle aan die ander kant kom, toe het hulle die volk besny, hulle was nie een besny nie, behalwe Josia en Caleb nie, en is hulle besny, en as ons dit nou dan weer na die Nuwe Testament toe bring, is die kwessie van, jy moet 'n geloofsgehoorsaamheid optree, en loyaal wees teenoor die Here, as hy met jou praat om te doen wat hy sê, en dis hoekom jy moet ook die kennis hê, om dit te kan doen. Jy moet die kennis hê. En dit is juist waaroor ons praat. Die Here het my daardeur gelei. Ek het baie goed nie verstaan in die verlede nie, maar deurentyd in die groeiproses, die Here die dinge aan my bewus gemaak, en kom dit dan voort dat 'n mens kan weet, hoekom is jy op aarde, wat gebeur hier op aarde, waarin is jou pad? Nou, luisteraars, dis nou hierdie gedeelte 9 vir dag. Ons sal hier stop, om net ons tydgeleef te pas, en dan in gedeelte 10, dan weer voortgaan hiermee. As dit u aangespreek het, luister definitief na gedeelte 10, wat daar meer lig sal werp op hierdie onderwerp. Baie dankie, alles van die beste, die Here seën u.